Ontdek jou skepingsdoel met Trinity Truth deur pastoor Karen Meiburg, maandag om 1900. Dis vir my weer baie lekker om saam met julle te kuier, Radio Fynbos luisteraars. Groet julle met baie liefde. My naam is Karen Meiburg en ek gesels met julle op die Trinity Truth program oor lewe nou vir die ewige lewe. Ons begin dan by heel eerste kerngedeelte is dan die prys van afwesigheid. In 2 Korintiërs 4 vers 18 sê, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Nou, baie van ons het onsself al in hierdie scenario bevind. Jy sit by 'n tafeltjie in 'n koffiewinkel of 'n wagkamer, of dalk 'n etenstafel. Jy kyk op en oorkant jou sit 'n persoon wat so vasgevang is in hulle foon. Dan gaan 10 minute verby, 20 minute gaan verby, geen oogkontak, geen egte teenwoordigheid nie. Net daai sosiale media lig, miskien weer kaart sit in die bril, en daai vinger wat scroll, en dan daai swyg, stilte. Het ons is teenwoordig in die liggaam, maar afwesig in die gees. Weet, en dis soos om asem te haal, sonder om ooit regtig te lewe. Ons leef in die mees verbinde, of die Engels sê die connected era in die geskiedenis, maar mense is meer emosioneel geïsoleerd as ooit. Tegnologie, werkstrek en bekommernisse oor die toekoms, dit alles steel ons aandag van die een ding wat ons nie sal kan terugkry nie, dis die nou. Elke oomblik waarin ons nie teenwoordig is nie, is 'n oomblik wat nooit weer kom nie. En elke oomblik van afwesigheid het 'n prys. Vir onsself en dan vir die mense om ons. Ek gaan vir jou 'n paar staaltjies vertel, of stories vertel. Miskien kan jy self vereenselwig met van hulle. Is hierdie deel van die jong pa, Sarel, hy sit op die stoep met sy 3-jarige dogtertjie, en sy speel met haar Lego blokkies, en sy bou daar pragtige stapel hoog, hoër as ooit, en sy sê vir haar papa kyk, maar die pa se foon het hierdie boodskap toon, en dit is 'n werks WhatsApp. Nou, baie van ons weet, as jy die werks WhatsApp sien, dan gaan daar 10, 15 goed deur jou kop wat jy moet doen. Nou, hy kyk toe vinnig op sy foon en hy begin te tik, en die dogtertjie sê weer van papa kyk wie hier, kyk hierso. En hy antwoord afwesig, ja ek sien, dis mooi, maar hy kyk nie. Wat gebeur in die dogtertjie se hart? Haar glimlag vervaag, maar hy kan dit nie sien nie, want hy is besig met iets anderste. En sonder dat hy het agterkom, verloor sy iets belangriks. En dit is die geloof dat haar papa regtig daar is vir haar, en dat hy haar raak sien. Later daardie aand toe sy na bedjie klim, en haar ma teddybeer vir haar bring, nadat sy vir haar klaar gebid en 'n Bybelstorie gelees het, sê sy saggies vir haar, mamma, my hartjie is seer. Papa sien my nooit raak nie, hy is nie vir my lief nie. Nou, parallel, geestelik met dit. God, ons Vader in die hemel, roep eintlik elke dag, sê hy vir my kind, kyk, soveel kere in sy woord. Hy sê daar in Esegiel 26 vers 7, kyk, ek laat Nebukadneser die koning van Babel, en so gaan dit aan.
Jesaja 65 vers 7, hy sê, kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek gaan sommer net so deur, alles net so vinnig gaan. Hy sê daarso, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar. Kan jy dink as hulle daardie tegnologie gehad het? Wat sou vandag van ons wêreld oorgebly het? Dan sê hy daar in Openbaring 3 vers 20, hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Openbaring 21 vers 5, kyk, ek maak alles nuut. Sagaria 9 vers 9 sê hy, kyk, jou koning kom na jou toe. Jesaja 42 vers 1 sê, kyk, my knegg wat ek ondersteun, dis alleste die Here wat hier praat. Dat hy wys vir ons skoonheid, hy wys vir ons geleenthede, hy wys vir ons mense nood. Hy wys vir ons geleenthede om te vergewe, of om met liefde te reageer. Hy wys vir ons, daar is goed in jou lewe wat jy moet regmaak. Kyk, met ander woorde, hy wil die aandag daarop trek. Maar ons is besig, en ons is gejaagd, en ons is ontkoppel, of in Engels sê dit daar so disconnected. En net Sarel eendag, die papa, eendag sal wens, hy het maar net opgelet. So sal ons dalk eendag ook voor God staan en vra, Here, nou waar was u? En hy sal saggies antwoord, ek was daar. Dus wat hy dalk vir Sarel sê, ek was daar by die kind wat jy nie gesien het nie. By die oomblik wat jy gemis het. Want dalk wil ek net daar vir jou geleer het, dat soos wat jou dogtertjie die aandag wil hê op waarmee sy besig is, so wil ek ook die aandag gehad het, om jou te wys, hoe groot ek vir jou is. Nou, afwesigheid het 'n koste, in verhoudings, in jou roeping, in vrede. So die uitnodiging van God is, kom leef nou, nie net vir vandag nie, maar saam met my in die nou wat ek jou wil leer tot in ewigheid. Baie keer, ons is so in die ewigheid, Here, as ons iemand net wil kom, Here, as ek net nou kan hemel toe gaan. Maar hy sê, leef in hierdie oomblik, wat ek jou hier wil leer, tot in ewigheid. Psalm 90 vers 12 sê, leer ons om ons dae so te tel, dat ons wysheid bekom. Om in die oomblik te wees is heilig. Dink spesifiek daar in Exodus 3 vers 5, wat die Here dan vir Moses sê, hy sê, hierdie plek waar jy staan is heilige grond. En dan weer, daai van ons dink, droom dikwels oor een dag, oor 'n tyd wanneer alles rustiger gaan wees, of beter, of maklik, en ons verlang terug na die ou dae. En tog sê God, ek is die ek is. Nie net die eendag God nie. Ek is die ek is, die nou. Want sy teenwoordigheid is nie net in herinneringe of in daai verwagting van môre nie. Dis in hierdie nou, asemhaling. Dis in hierdie dag. Dis in hierdie nag. Dis in hierdie stilte. En om die ewigheid te mis is om die heilige grond konstant met vuil voete te betree. En om die heeltyd uit te stel van ek sal eendag sal ek vergewe. Ek sal eendag my oog sê om nie so te dwaal nie. Ek sal eendag ophou met dit wat God se hart breek en dit wat my verhoudings uit mekaar uitruk. Ek sal eendag. Daar was 'n man met die naam van Elias en hy was 'n pastoor wat altyd gedink het sy bediening lê nog voor. En dat hy hierdie gesprekke met God, eendag Here, eendag sal ek regtig begin luister, eendag sal ek rus, en eendag
sal ek teenwoordig wees of daar wees vir my gesin. Maar toe word sy vrou ernstig siek. En daarom moes sy gaan sit by haar bed, sonder preke, sonder skedules. En in haar broosheid het sy hom eendag gevra, voel jy ook nou God se nabyheid? En hy was stil, hy was oorweldig, want hy het besef, al sy jare van soek na die groot oomblikke, het hy die heiligheid van die nou gemis. Nou in haar laaste dae, het hy God gevind. Daar is so oor die geur van daai koppie rooibos tee. En die klank van haar stem en hy stilte tussen hulle, wat jy nie die asemhaling kan hoor. En hy fluister vir sy vrou, hy sê, ek is jammer, ek het so lank gevat om teenwoordig te wees. Miskien is hierdie net vir my en vir jou wake-up call. God wag nie vir jou in 'n meer ordentliker of 'n heiliger toekoms nie. Hy woon nou reeds in die nou. As jy wedergebore is, leef hy nou eers. Nou, binne in jou. En as jy nie wedergebore is nie, dan nooi jy hom in, om nou in jou te leef. En toe Moses voor die brandende bos gestaan het, sê God vir hom, trek jou skoene uit. Nie om net die bos, daar krag is in die bos nie, maar omdat God daar was, in die teenwoordigheid. Aan die woorde, in die nou, as ons teenwoordig is, raak ons bewus van sy teenwoordigheid, en ons trek hy goed uit, wat sy hart breek, en wat ons verwoes. Waar die teenwoordigheid van God is, daar is vryheid. En die teenwoordigheid van God maak elke plek heilig, selfs in 'n woestyn, selfs om jou kombuistafel, selfs in jou pyn en jou vreugde, selfs in jou bekommernisse. Dalk is jy in 'n seisoen en jy wag dat dit eendag verbygaan. Maar wat as God nou hier is? Meer intens as die volgende 5 minute of die volgende dag. Want as oomblikke wat ons God baie meer intens ervaar in sekere tye. Nie waar nie? Dalk wag jy vir 'n spesiale roeping, maar jou roeping lê in vandag. Hy vandag vergifnis vra, vandag vergifnis gee, vandag liefde wys, vandag opdaag, vandag gehoorsaam wees, nou, op hierdie oomblik. So wat mis jy in jou lewe, omdat jy wag op iets anderste, eerder as om nou teenwoordig te wees? Eksodus 3 vers 5 sê daar, so God ontmoet ons nie net in wonderwerke nie, maar in môre se koffiewinkel, vanaand se stilte, vanoggend se trane. So waar voel jy, was God vandag gewees? Ja, die klein keuses, die ewige gewig dra. In Markus 4 vers 30, sê met watter gelykenis kan ons die koninkryk van God vergelyk? Dis soos 'n mosterdsaadjie. Maar sodra dit opkom, word dit groter as al die ander plante. So in hierdie wêreld, wat groot dinge vier, groot platforms, groot momente, groot titels, genade tog, raak ons maklik moeg vir die alledaags. Alles is altyd hierdie, verskoon my Engels woord, maar hierdie extravagant. Alles moet altyd hierdie groot goed wees. Maar God se koninkryk is anders dan.
Sy planne die meeste van die tyd begin klein. En in daardie niks beduidende oomblikke lê die ewige gewig. Dit wat jy dink dalk maak nie saak nie. Dink aan die bejaarde tannie Mina. Niemand het daar regtig opgemerk nie. Sy het altyd so daar stil in die kerkbanke gesit. Elke Sondag, selfde plek. Was nooit op die verhoog nie. Was nooit op die komitee nie. Dit was net sy en haar Bybel, haar trane en haar geloof. Maar as iets wat die mense later ontdek het toe sy oorlede is. Sy lys name waarvoor sy gebid het. En niemand het dit geweet nie. Maar sy het generasies na die Here toe gevat. In haar binnekamer. In haar dagboek was haar groot geheim gewees wat sy elke dag gebid het vir dekades. Sy haar kinders, predikante, studente, selfs owerhede gebring na die Here toe. En dan die jong man wat so wild was, altyd dronk was, sy het sy naam bygevoeg. Toe haar pos eendag kom aflewer het, hy nog so na alkohol geruik het, bloedbelope oë. Vandag is hy evangelis in sy gemeenskap. So niemand het haar regtig opgemerk nie, maar die hemele het, God het. As God sê vir die mosterdsaad, die mosterdsaad is die kleinste, maar die groei groter as alles. Dis 'n illustrasie van hoe die kleinste daad van gehoorsaamheid, gebed of liefde iets van ewige waarde dra. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê daar sou wees selfstandig. Julle arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Miskien bid jy al baie jare vir iemand, is nie te vergeefs nie. Matteus 10 vers 42, as iemand vir een van hierdie kindertjies net 'n beker koue water gee, sal hy sy beloning nie misloop nie. So jou keuse vandag dra ewigheidsbetekenis. Is dit in die lig of is dit in die duisternis? Jy besluit om stil te bid vir iemand se siel, dra ewige waarde. Selfs jou besluit om vir iemand kos te gee, of 'n vriendelike gesig te wys, saad in die tuin van die Here. Dis nie die hoeveelheid mense wat jy bereik nie, maar die gewig waarmee jy gehoorsaam is. Dis wat in die hemel gemeet word. Want wat jy in die geheim saai, sal God in die ewigheid openbaar. Markus 4 vers 30 sê, ewige lewe is nie net 'n eindbestemming nie, dis 'n kultuur van lewe wat hier en nou begin groei. Het is opsommend, ek het sommer net so vry vertaal. Markus 4 vers 30 tot 32. En dan sluit ek af met hierdie leef met ewige perspektief. 2 Korintiërs 4 vers 17 tot 18, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. So, wees versigtig, want die wêreld moedig ons aan om in 'n dag tot dag oorlewing te leef. Ons is kinders van die Here, ons lewe dag tot dag oorwinning. Wat sê die wêreld? Net nog haar een projek, net nog hierdie een betaling, net nog hierdie een mylpaal. Maar Paulus spesifiek herinner ons, die pad wat jy vandag loop, bring gewig in die ewigheid in. Hy praat van die ligte verdrukking,
Spesifiek daai wat nou vir jou op hierdie oomblik so swaar voel. Maar in God se perspektief bewerk dit iets groters as pyn. Dit bewerk heerlikheid. So dis nie, die vraag is nie wat gaan ons deur nie, maar waarna kyk ek terwyl ek daardeur gaan? Want die sigbare sê jy verloor, maar ewigheid sê jy word gevorm. En die sigbare sê dis verby, maar die ewige sê God is besig. Romeine 8 vers 18. Ek is oortuig dat die lyding van hierdie huidige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar word nie. So waar het jy dalk fokus verloor op die onsigbare? Dan oor op die geestelike. Wat kan jy op hierdie oomblik doen? Vandag, vanaand, al is dit iets kleins, wat God in die nou verheerlik, en wat jou geliefdes en die mense om jou geliefd laat voel. Johannes 17 vers 3 sê die ewige lewe begin nou. So die ewigheid is nie net 'n oneindige tyd nie, dit is 'n kwaliteit, teenwoordigheid, 'n lewe wat in God se vriendskap wandel. So ek wil vir jou sommer net 'n oomblik gee van stilte. En ek wil vra, Here, wat wil U op hierdie oomblik vir elkeen van ons wys? U wil ons net so bewus raak. Ons praat met die skepper van alles. Raak bewus van sy teenwoordigheid. Selfs al het jy baie vrae, selfs al is jy onseker, bekommernisse, pyn, raak net bewus van sy teenwoordigheid. Here, help my asseblief om teenwoordig te wees in U teenwoordigheid. Help my, Here, om nou op die oomblik moed te skep. Op die oomblik te glo. As dit net 'n mosterdsaadjie geloof. Help my om op hierdie oomblik te vergewe. Help my, Here, om altyd op te daag, daar waar U my wil hê. Help my om 'n lewe te lei, met die oog op die nou, wat U nou vir ons wil wys, wat U nou vir my wil wys, tot in ewigheid. Amen. Groet julle met baie liefde en baie seën. As jy wil kontak maak met Trinity Truth Foundation, kan jy WhatsApp op 063 378 4543. Tot 'n volgende keer. Totsiens.